Gemeente, julle kan julle Bybels oopmaak solank in Lukas hoofstuk 1. Ons gaan vandag kyk na die geskrifte van Lukas in sy evangelie rekord en ook in die handelinge van die apostels wat meer tereg die handelinge van die Heilige Gees genoem kan word. Maak solank oop by Lukas hoofstuk 1. Ons gaan vandag aan met hierdie kort reeksie wat ons mee besig is oor die werkinge van die Heilige Gees, spesifiek sy inwoning, sy doping, sy vervulling. En ons gaan na verskeie tekste kyk in hierdie verband. Gemeente, dit behoort voor die hand liggend te wees waarom ons aandag gee aan so 'n reeks, want God, die Heilige Gees, is die derde persoon van die goddelike drie-eenheid. Die Heilige Gees is niks minder God as die Vader en die Seun nie. Hy is in wese en bestaan gelyk aan die Vader, gelyk aan die Seun. Hy is een met hulle binne in die goddelike drie-eenheid. En dit wat die skrifte vir ons openbaar oor die Heilige Gees se persoon en oor sy werkinge is uiteraard kosbaar vir ons. En is daarom, omdat hy God in wese en bestaan is, dat hy waardig is, net soos die Vader, net soos die Seun, waardig van ons waardering en waardig van ons verering van hom. Daarom is dit so kommerwekkend dat daar soveel verwarring is in ons dag en tyd oor sy persoon, oor sy werkinge. Ek gaan nie alles herhaal nie, maar in 'n vorige boodskap in hierdie reeks het ek vir julle genoem dat hierdie verwarring kom grootendeels van die 1960er jare af met die aanvang van die charismatiese beweging wat nou maar 'n onlangse beweging is in die geskiedenis van die kerk. Individue wat in 'n gebied in Amerika sekere sensasionele ervarings gehad het, soos byvoorbeeld die spreek in tale en genesings en wat die Bybel herinterpreteer het in die lig van hulle ervarings, in steede van andersom, hulle ervarings in die lig van die skrifte interpreteer het. En dit het 'n afwyking begin veroorsaak rondom die persoon, maar spesifiek die werkinge van die Heilige Gees. En vandag nog beleef ons in sekere kringe rondom ons dat daar hierdie afwyking is in die onbybelse leer dat die inwoning, die doping, die vervulling met die Heilige Gees kom nie met wedergeboorte nie. Dit is 'n tweede genadewerk, 'n tweede krisis in die gelowige se lewe wat plaasvind na redding en dat daai inwoning, doping, vervulling met die Gees gewoonlik gepaard gaan, so word dit geleer, met die spreek in tale as 'n bewys dat die persoon nou kwansys gedoop is met die Gees, inwoon word deur die Gees, vervul is met die Gees en dat hy eers op daai punt in staat gestel word tot effektiewe diens werklik in die koninkryk van God. Daarom is ons nou besig met hierdie reeks en ons het reeds aandag gegee gemeente so 3 weke terug aan die inwoning van die Heilige Gees. En ons het toe vanuit die skrifte gesien, die inwoning van die Heilige Gees verwys na die feit dat alle gelowiges ontvang die volle Heilige Gees. Onthou, hy is 'n persoon, hy is nie 'n krag of 'n invloed nie. Jy het die volle Heilige Gees of jy het hom nie. Jy kan nie 'n bietjie van hom hê en later meer van hom hê nie. Hy is nie soos 'n petroltank of brandstof wat in 'n petroltank getap word, jy kan meer van hom hê, minder van hom hê. Nie, alle gelowiges het die volle Heilige Gees die oomblik van wedergeboorte, of van 'n wedergeboorte, bekering en geloof, om hulle as die kerkliggaam permanent te inwoon. 'n Voorreg wat Ou Testament gelowiges nie gehad het nie. Dit is onder andere een van daardie bedienings van die Heilige Gees wat die nuwe verbond soveel beter as die ou verbond maak. Alle gelowiges ontvang die volle Heilige Gees, die oomblik van wedergeboorte, om hulle permanent te inwoon as Nuwe Testament gelowiges onder die nuwe verbond. En soos ek vir julle gesê het, dit was net daai eerste generasie waarvan ons lees in Handelinge,
wat nadat hulle tot geloof gekom het, met die uitstorting van die Gees, eerste in Jerusalem, julle onthou die 4 konsentriese sirkels, daarna Samaria, Judea, die uithoeke van die wêreld, en die Gees was in daai konsentriese sirkels uitgestort, dat hulle eers die Gees met die Gees gedoop was, ontvang het om hulle permanent in te woon van daai oomblik af, maar vir opeenvolgende generasie, soos die res van die Nuwe Testament ons leer, word hulle inwoon van die oomblik van wedergeboorte, bekering en geloof af. En toe het ons gekyk laasweek na die doping van die Heilige Gees. Ons het gekyk na al 4 stellings in die Bybel in die 7 teksgedeeltes wat praat van die doping van die Heilige Gees. En ons het gesien dat alles wat die Bybel ons leer omtrent die doping van of met die Heilige Gees kan verstaan word in terme van 2 waarhede. Ek het julle 2 terme gegee om te onthou. Wie kan dit onthou? Wil die Hakens nie net vir ons papiertjies uitdeel nie? Ek dink dit is tyd vir 'n toets. Dis hy, iemand het notas gemaak, dankie Marilee. Ontvangs en plasing, dit is die 2 gedagtes wanneer die Bybel praat van die doping met of in die Heilige Gees. Ontvangs, vir die eerste generasie was dit met die uitstorting van die Heilige Gees, en daarna in opeenvolgende generasies, soos ek nou gesê het, by wedergeboorte ontvang hulle die Heilige Gees, hulle word met die Heilige Gees gedoop om hulle permanent in te woon. En dan die ander gedagte is plasing, die oomblik wanneer die gelowige met wedergeboorte die Heilige Gees ontvang, met die Gees gedoop word, plaas die Heilige Gees hom ook in die universele kerk liggaam van God terselfdertyd. Ons word gedoop met die Gees, ontvangs, en hy doop ons in die kerkliggaam van Jesus Christus in. Die universele kerk, daai onsigbare liggaam van alle wedergeborenes wêreldwyd wat strek oor denominasiegrense heen, om deel te wees van die kerk van ons Here Jesus Christus. Nou vandag kyk ons na die vervulling van die Heilige Gees, wat so 'n bietjie meer 'n praktiese aspek van die werking van die Heilige Gees is in terme van ons verantwoordelikheid. En gegeewe die afwyking wat daar is in baie kringe rondom ons en die verwarring wat bestaan onder baie opregte gelowiges, is dit belangrik dat ons hierdie vraag beantwoord: wat leer die Bybel omtrent die vervulling van die Heilige Gees? Want ek is seker julle is nie hier om 'n persoon se opinies aan te hoor nie, maar om te hoor wat sê God deur sy geïnspireerde woord, sy gesaghebende woord oor die vervulling van die Heilige Gees. So 3 weke terug, nadat ek gepreek het die dag oor die inwoning van die Heilige Gees, het een van ons lidmate na die tyd na my toe gekom, want ons het aan die einde van daai diens die slotlied gesing, vul my steeds meer. En ek het daai dag gesê met die inwoning van die Heilige Gees dat die gelowige ontvang die volle Heilige Gees om hom permanent te inwoon vanaf die oomblik van wedergeboorte. Is dit nie dan teenstrydig wat ons gesing het, vul my steeds meer nie? Ek beoog dan om deur die genade van die Here daai vraag te beantwoord vandag. So ons gaan kyk na nog 'n werking van die Heilige Gees, die vervulling van die Heilige Gees vanuit die skrifte, baie belangrik sodat ons nie soveel in ons dag, soveel rondom ons verward is oor die werking van die Heilige Gees nie. Dat ons nie sal inlees in die skrifte dit wat nie daar staan omtrent sy werking nie, dat ons ook nie beïnvloed sal word deur valse leraars wat ander dinge leer in die naam van die vervulling van die Heilige Gees. Of dat ons nie beïnvloed sal word deur hulle wat verkeerd geleer is in hierdie verband nie, dat ons ook nie verkeerde verwagting sal koester in ons geloofslewe oor die werking van die Gees nie. Maar eerder, soos ek laas ook vir julle gesê het, dat ons 'n akkurate Bybelse verstaan sal hê van die werking van die Heilige Gees, ook in terme van sy vervulling, sodat ons 'n meer sinvolle en 'n verrykende belewenis van sy bediening in ons lewens mag ervaar. Met dit dan gesê, kom ek bid vir ons, vir die Here se hulp, en dan sal ons 'n bietjie dieper delf in die woord van die Here. Hemelse Vader,
wat 'n groot voorreg om weer as u gemeente vanoggend die knie te buig voor u en te vra, Here, dat u sal neerbuk en dat u tot ons harte sal spreek, weer eens vanoggend, deur die woord, deur die Gees. Steek my weg agter die kruis, Here. Ons wil nie die blote gedagtes van 'n mens hoor nie, maar die stem van die lewende God van waarheid, wat deur sy Gees van waarheid, die woord van waarheid vir ons verlig, om dit te verstaan en daarin verdiep te raak. Here, kom leer ons, kom verruim ons in ons denke, dat ons in die lig van die woord mag dink oor die bediening, die werking van die Gees. En help ons om dit ter harte te neem, Here, om te verander in die lig van dit wat ons vandag hoor. Here, sodat ons 'n meer sinvolle, meer verrykende belewenis van die bediening van die derde persoon van die goddelike drie-eenheid in ons lewens mag ervaar. Dis ons verlange. Kom en doen u werk. Doen u werk en mag die woord wat uitgaan vandag vrug voortbring in ons lewens, 100voudig, 60voudig, 30voudig ter wille van u eer. Dit bid ons in Jesus se naam. Amen. Gemeente, ek het gesê Lukas 1, julle kan omdraai na Lukas 4 toe. Wanneer ons praat van die vervulling van die Heilige Gees, wil ek weer vandag vir julle twee terme gee. Hierdie keer sal julle hopelik onthou om dit neer te skryf. Twee terme wat ek vir julle wil gee soos laas week. Wanneer die Bybel praat van die vervulling van die Heilige Gees, gebruik dit konsekwent en deurgaans twee termes. Die een is pleirou, in die werkwoordvorm, of sy naamwoordvorm is pleireis. Maar dit kommunikeer die idee van beheer. So die eerste woord is beheer. Jy is onder die beheer of onder die invloed of onder die leiding van die Heilige Gees. Word vertaal as volheid of die vervulling van die Heilige Gees. Die tweede term is die term pimpleimi. Hy kom net in sy werkwoordvorm voor en dit dra die idee van bemagtiging, die instaatstelling van die Heilige Gees. Hierdie term ook, net soos pleirou, word vertaal as die volheid of vervulling met die Heilige Gees. Maar dit kommunikeer twee nuansgedagtes wat so 'n bietjie verskil met mekaar, maar wat tog aansluit by mekaar en vir ons regtig 'n verdiepte, verbreede begrip gee van die vervulling van die Heilige Gees. Die volheid van die Gees in terme van onder sy beheer wees, of die volheid van die Gees in terme van deur hom bemagtig te wees vir spesifieke doel of spesifieke dienswerk, soos ek nou sal uitwys. Maar kom ons kyk na spesifieke gevalle in die Bybel. Ons kyk na die eerste term beheer, of die term pleirou of pleireis in Lukas 4 vers 1 en 2. Die teks sê vir ons, vol van die Heilige Gees het Jesus van die Jordaan teruggekeer en is deur die Gees in die woestyn gelei, waar hy 40 dae lank deur die duiwel versoek is. Vol van die Heilige Gees. Met ander woorde, hier word die term pleirou gebruik, pleireis spesifiek die naamwoordvorm. Jesus was onder die beheer van die Heilige Gees van sy doop af. Julle onthou, hierdie het gebeur direk na sy doop, waar die Gees soos 'n duif op hom neergedaal het, om hom te salf vir sy publieke aardse bediening wat sou kom, en vol van die Gees, onder sy beheer, onder sy invloed, het die Gees hom gelei die woestyn in, waar hy dan nou sy eerste spesifieke aanslag vanaf die vyand sou beleef. Hy was onder die beheer van die Gees. Blaai gou so bietjie aan na Handelinge toe, Handelinge hoofstuk 6. Julle kan julle vingers inhou by Lukas en by Handelinge. Ons gaan weer terugkom na Lukas toe. Handelinge hoofstuk 6 vers 3 en 5. Die konteks hierso is die aanstel van amptsdraers, die eerste diakens in die eerste Jerusalem gemeente onder die nuwe verbond. Handelinge 6 vers 3 sê: Broers,
Nou die apostels aan die woord teenoor die gemeente, broers, soek dan 7 mans onder julle van goeie getuienis en vol van die Gees en van wysheid wat ons vir hierdie taak kan aanstel. Vers 5 sê, die voorstel het by die hele groep, die hele gemeente byval gevind en hulle het vir Stefanus vol van geloof en die Heilige Gees en ook die ander 6 gekies. Aan die ander woorde, dit moes manne wees, in hierdie geval wat bekend gestaan het daarvan dat hulle geleef het onder die beheer, onder die invloed en die leiding van die Heilige Gees, sodat hulle hierdie taak in die krag van die Gees kon vervul, hierdie dienswerk waartoe hulle dan nou afgesonder was. Blaai gou na Handelinge 7 vers 55. Ons gaan net na so 'n paar voorbeelde kyk. Die konteks hierso is Stefanus wat opgestaan het voor die Joodse raad, die Sanhedrin, en getuig het oor die evangelie van Jesus Christus en hulle tereg beskuldig het van die waarheid dat hulle het Christus, die beloofde en lang verwagte Messias, hulle Christus, vermoor. In vers 55 lees ons, maar Stefanus, hy was een van die diakens wat Handelinge 6 vers 5 al reeds vir ons gesê het, hy was vol van die Heilige Gees. Hier sê Handelinge 7 vers 55, Stefanus vol van die Heilige Gees het stip na die hemel gekyk en die heerlikheid van God gesien en Jesus wat aan die regterhand van God staan. Anders hy ook hier was onder die beheer, die invloed van die Heilige Gees met betrekking tot sy getuienis voor die Sanhedrin. Hy het nie geskroom nie. En met betrekking tot sy marteling. Blaai om na Handelinge 11 toe. Handelinge 11 vers 24. Die konteks hierso is die Jerusalem gemeente wat vir Barnabas gestuur het na Antiochië toe, na die nie-Joodse gelowiges daar. Dan sê dit van Barnabas, hy was 'n goeie man, vol van die Heilige Gees en geloof, en 'n aansienlike skare is vir die Here bygevoeg. Hy het gegaan om die gelowiges daar te gaan bemoedig, en hy was onder die beheer dan, onder die invloed, die leiding van die Heilige Gees in sy bemoediging van hierdie gemeente, of die geloofsgemeenskap liewer in Antiochië, wat so wonderlik gegroei het. Blaai nog enetjie aan, ons kyk nou nog een voorbeeld, Handelinge 13 vers 52, waar hierdie woord pleirou of pleireis weer gebruik word. Die konteks hier weer is Paulus en Barnabas se bediening in Antiochië. Hulle volksgenote, die Jode, het vervolging teenoor hulle aangeblaas en hulle is toe uitgejaag uit die stad waar hulle was. Hulle het die stof van hulle voete afgeskit, sê vers 51, as 'n getuienis teen daai stad, en hulle het vertrek na Ikonium. En luister wat sê dit van die disippels, diegene in daai stad wat tot geloof gekom het. Dit sê dat die disippels is vervul met blydskap en met die Heilige Gees, weer daai selfde term. Met ander woorde, hulle was onder sy beheer, sy invloed, sy leiding in terme van hulle volharding. Hulle het nie saam met die ander Jode opgestaan teen Paulus en Barnabas nie. Hulle het kans gesien onder die beheer van die Heilige Gees om te volhard in die waarheid wat hulle aangeneem het, die evangelie waarheid waarvoor hulle dan groot vervolging verduur het. En al hierdie voorbeelde wat ek nou voorgehou het aan julle gemeente, en al hierdie gebruike, word daardie term vertaal as die volheid van die Heilige Gees. Hulle was vol van die Gees, hulle was vervul met die Heilige Gees in terme van sy beheer, in terme van sy invloed oor hulle, in terme van sy leiding van hulle. Hou dit in gedagte, terwyl ons gou kyk na die tweede term, wat aansluit by hierdie eerste ene, en wat eintlik ons begrip van die vervulling van die Heilige Gees verdiep, verbreed. En dit is die term
bemagtig, pimpleimi in die Grieks, die woord wat bemagtiging aandui. Gaan gou terug na Lukas toe weer vir my, Lukas hoofstuk 1. Vers 15. Die konteks hierso is die engel wat verskyn aan Sagaria. En dan in vers 15 word dit gesê van Johannes die Doper, sy seun se geboorte. Inderdaad, sê die engel vir Sagaria, hy sal groot wees in die oë van die Here. Dit praat van Johannes die Doper, wat volgens die profesie die voorganger van Christus sou wees. Hy sal groot wees in die oë van die Here. Hy sal glad nie wyn en gegiste drank drink nie. Hy sal reeds van voor sy geboorte af met die Heilige Gees vervul wees, pimpleimi. In ander woorde, hy sal vol wees van die Gees in terme van sy bemagtiging vir die bediening wat vir hom voorlê. Van kindsbeen af sou hy bemagtig gewees het om die voorganger van die Christus te wees, met die oog natuurlik op sy bediening in later jare, toe hy begin preek het die evangelie van Jesus Christus vir die Jode. So dit praat van Johannes die Doper se volheid, sy vervulling met die Gees, met die oog op sy bediening. Kyk gou na Lukas 1 vers 41. Die konteks hierso is Maria, wat besoek gaan aflê by haar familielid Elisabeth, swanger was met Johannes die Doper. Dan lees ons toe Maria die huis binnegaan van Sagaria en Elisabeth groet. Toe Elisabeth Maria se begroeting hoor, het die kindjie in haar moederskoot, dis Johannes die Doper, van vreugde gespring. En sy, Elisabeth, is met die Heilige Gees vervul en het hardop geroep: "Geseënd is jy onder die vroue, Maria. Geseënd is die vrug van jou moederskoot. Wie is ek dat die moeder van my Here na my toe kom? Kyk, net toe ek jou groet hoor, het die kindjie in my moederskoot van uitbundige blydskap opgespring. En gelukkig is sy wat geglo het dat die Here se beloftes aan haar vervul sal word." Ook pimpleimi hier. Met ander woorde, Elisabeth was vervuld met die Heilige Gees in terme van die uitspreek van hierdie seën. Sy was bemagtig deur die Gees in daai oomblik om 'n seën uit te spreek oor Maria en om hierdie aanduiding te gee natuurlik as bemoediging aan Maria. Dat sy die boodskap van die engel aan haar is inderdaad waar, sy sou die moeder van die Christus wees. Blaai om na Lukas 1 vers 67. Lukas 1 vers 67. Ons lees hier omtrent Sagaria. Johannes die Doper se pa, die teks sê Sagaria, sy pa is hierna met die Heilige Gees vervul, pimpleimi, en het geprofeteer en gesê, met ander woorde, hy is vervul met die Gees in terme van die bemagtiging tot hierdie profesie, wat hy dan uitspreek, hierdie loflied van aanbidding kan ons amper sê. Lofwaardig is die Here, die God van Israel, want hy het omgesien na sy volk en hulle bevryding bewerkstellig. 'n Kragtige verlossing het hy vir ons bewerk uit die nageslag van Dawid, sy diensknegt, soos hy reeds lank gelede by monde van die heilige profete beloof het, verlossing van ons vyande en uit die hand van almal wat ons haat, en dan gaan dit so aan. Vervul met die Heilige Gees in terme van 'n bemagtiging tot hierdie uitspraak van lof, hierdie profesie. Goed, blaai gou na Handelinge toe weer. Handelinge 2 vers 4 en vers 14. Die konteks hier natuurlik is die eerste uitstorting van die Heilige Gees in Jerusalem, in die bofortrek waar die Jode saam was, vir 10 dae gewag het op die uitstorting van die Gees, die vervulling van die belofte van die Ou Testament. Dan lees ons, julle onthou in Handelinge 1 vers 8 het Jesus mos vir hulle gesê, gaan in die bofortrek wag, dat
julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. En nou lees ons in Handelinge 2 vers 4, hulle was daar saam en almal is toe met die uitstorting van die Gees vervul met die Heilige Gees en het in ander tale begin praat, soos die Gees aan hulle gegee het om hardop uit te spreek. Hierdie was nie 'n gebrabbel in vreemde, onverstaanbare tale nie. Vers 11 sê dat al hierdie Jode uit verskillende wêreldareas uit wat saam was vir die Pinksterfees in Jerusalem, het hierdie individue, die disippels, hoor praat van die dade van God, sê vers 11, in hulle eie tale. Dit was verstaanbare tale. En wat was die inhoud van daai kommunikasie in die verskillende tale? Vers 11 se einde sê, ons hoor hulle in ons eie taal oor die groot dade van God praat. En dan vervuld met die Heilige Gees lees ons in Handelinge 2 vers 14, Petrus, voortvarende taklose Petrus, wat dikwels opgetree het as die spreekbuis van die 12, het opgespring, hy sy stem verhef en hy die evangelie verkondig. Hierdie vervulling, Pimpleimi hierso, is vervulling met die oog op bemagtiging vir die verkondiging van die evangelie. Soos Jesus gesê het, julle sal krag ontvang om my getuies te wees, en dis presies wat hulle was. Ek vertel van die dade van God, hulle het die evangelie verkondig, hulle was getuies vir die Here, en dit is vir my so besonders. Petrus, wat net so kort tydjie terug Jesus 3 maal verloon het voor 'n diensmeisie, né? Dat hy opspring voor hierdie 3000 Jode skaamloos en in die krag van die Gees. Hy's bemagtig deur die Gees om nou die evangelie te verkondig en 3000 kom tot inkeer. Blaai gou aan na Handelinge 4 vers 31. Asseblief, Handelinge 4:31. Konteks hierso is die hele gemeente in gebed nadat Petrus vrygelaat was van sy gevangenskap. Is hulle besig om te bid. En dan sê vers 31 van hoofstuk 4, terwyl hulle gebid het, is die plek waar hulle bymekaar was geskud en almal is vervul met die Heilige Gees. Net terloops op, hier word niks in tale gepraat nie, maar hulle was vervul met die Gees. Ag, ek noem dit maar net. Almal is vervul, Pimpleimi, met die Heilige Gees en die woord van God is met vrymoedigheid verkondig. Weer Pimpleimi, vervul in terme van wat? Die teks sê vir ons, 'n bemagtiging om die woord van God met vrymoedigheid te verkondig, soos Jesus gesê het, as die Gees oor julle kom, sal julle my getuies wees. En hulle was dan in daai opsig ook vervul, bemagtig. Kom ons blaai, ons kyk nou nog een voorbeeld, Handelinge 9 vers 17. Handelinge 9 vers 17. Ek het dit nou nie genoem nie, maar Handelinge 4 vers 8 praat van hoe Petrus ook vervul met die Heilige Gees, Pimpleimi, bemagtig was om op te staan teen die Sanhedrin en vir hulle te sê, wat reg is in die oë van God moet julle besluit, maar ons kan nie ophou praat oor Jesus Christus nie. Ons is sy getuies, vervul, bemagtig daartoe. Handelinge 9 vers 17, die konteks hier is Paulus se bonatuurlike redding op die Damaskuspad. Jesus het aan hom verskyn en hom geroep. Hy is verblind en hy is geneem na Damaskus toe en die Here verskyn toe aan Ananias en sê vir hom, Ananias, gaan na Paulus toe en gaan bid vir hom, want hy is my verkose mondstuk, hy sal vir my apostolos wees, my gestuurde, my spesiale boodskapper. Dan sê Handelinge 9 vers 17, Ananias het toe vertrek en die huis binne gegaan en vir Paulus die hande opgelê met die woorde, Saul, broer. Net so terloops, as ek 'n synota mag maak, hoe kosbaar. Saulus was besig om die kerk uit te roei, hy was besig om te probeer om die evangelie dood te druk. Ek meen, en daar is geen antagonisme, geen bitterheid van Ananias nie, hy gaan en hy verwelkom hom. Paulus of Saulus broer, hoe kosbaar. Die Here het my gestuur, Jesus wat aan jou verskyn het op die Damaskuspad waarmee jy gekom het,
sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Pimpleimi weer hier. Aan die ander woorde, die Gees sou vir Paulus vervul, bemagtig om daai waarheid van God, die evangelie waarheid wat hy probeer dooddruk het, om dit te verstaan, verlig te wees daarvoor, sodat hy dit kan gaan bedien aan die heidene, na wie die Here hom toe gestuur het. So weer eens, ek wil net noem hierso, en al hierdie gebruike van pimpleimi dra daai volheid, daai vervulling van die Heilige Gees, die idee van bemagtiging vir 'n spesifieke doel. Dit was of vir 'n bediening, 'n seën, 'n aanduiding, 'n profesie. Na die uitstorting van die Heilige Gees het julle opgelet, al die voorbeelde wat ek genoem het en talle wat ek nog kan noem, elke keer was 'n bemagtiging tot 'n getuie wees vir Christus. Soos Jesus gesê het, julle sal my getuies wees. En nou wil ek bietjie toepaslik raak, nadat ek hierdie data aan julle voorgehou het. Blaai gou in julle Bybels na Efesiërs 5. Efesiërs 5 vers 18. Met betrekking tot die inwoning en die doping met die Heilige Gees is daar geen opdrag in die Bybel aan jou en my nie. Met ander woorde, dis absoluut 'n werking van God deur die Gees in die lewens van God se uitverkorenes, in die lewe van die gelowige. Maar wanneer dit kom by die vervulling van die Heilige Gees, is daar 'n duidelike opdrag aan jou en my. Theodor het dit vanoggend met die skriflesing vir ons voorgelees. Efesiërs 5 vers 18 sê vir ons: Moenie deur wyn bedwelm raak nie, daardeur ontstaan losbandigheid. Inteendeel word vervul deur die Gees. Word vervul deur die Gees. Ek wil net noem die Griekse woord wat hier gebruik word weer is die woord pleirou in sy werkwoordvorm. Daai woord wat beheer, invloed, leiding aandui. En let op hoe mooi verduidelik dit eintlik die teks. Hy sê moenie deur wyn bedwelm raak nie. Met ander woorde, moenie jouself onder die beheer van drank, onder die invloed van drank plaas nie, want dit loop uit op wat? Losbandigheid. Hy sê in plaas van jouself onder die beheer, onder die invloed van drank plaas jouself pleirou onder die beheer, onder die invloed van die Heilige Gees, terwille van 'n God verheerlikende lewe. En ek sal nou dit baie prakties maak vir julle. Ek wou net dit uitwys, dat die vervulling van die Gees hier, dit is 'n opdrag om onder sy beheer te wees. So daar is 'n verantwoordelikheid wat ek en jy moet nakom. Daar is 'n verpligting op jou en my. En is hierdie selfde gedagte wat Paulus kommunikeer in ander teksgedeeltes, byvoorbeeld in Romeine 8 vers 12 tot 14, wanneer hy sê daar is 'n verpligting op ons geliefdes om nie na die vlees te leef nie. As jy na die vlees leef, sal jy sterwe. Die verpligting is om in die Gees te lewe. Want die wat in die Gees leef, deur die Gees gelei word, onder sy beheer en invloed is, hulle sal leef. Hulle wat deur die Gees gelei word, is die kinders van God. Galasiërs 5 vers 16 en 17, selfe opdrag van Paulus. Hy sê daarso, wandel deur die Gees of leef deur die Gees, pleirou, dit is wees onder sy beheer, dan sal julle nie die begeerlikhede van julle sondige natuur, van die vlees volbring nie. Want die Gees en die vlees staan teenoor mekaar, sodat julle nie kan doen wat julle wil nie, maar as ons onder die beheer van die Gees lewe, onder sy invloed en leiding, dan sal hy ons in staat stel om die werke van die liggaam, van die vlees, dood te maak. En dit terwille van 'n God verheerlikende lewe. Hoe is die vraag? Ons het die opdrag, word vervul deur die Gees in Efesiërs 5 vers 18. Hoe? Geliefdes, kom ek pak so 'n bietjie die werkwoord hier uit. Word vervul met die Gees. Die werkwoord verskyn in die passiewe teenwoordige tyd. Vergewe my dat ek bietjie meer tegnies is, maar ek wil graag die
die impak van hierdie opdrag aan julle voorhou, dat ons die vervulling van die Gees regtig in die praktyk goed kan verstaan. Die werkwoord verskyn in die passiewe teenwoordige tyd en dit is in die imperatiewe vorm. Nou dit beteken maar net, die passiewe vorm van die werkwoord beteken, dis nie iets wat jy en ek doen nie. Dis iets wat aan jou en my gedoen word. Ons is passief. Die werk van die werkwoord word aan ons gedoen. So weer eens, net soos met die inwoning en die doping van die Heilige Gees, is die vervulling van die Heilige Gees die werking van God deur die Gees in die gelowige se lewe. Ons moet toelaat dat dit aan ons gedoen word. Die teenwoordige tyd impliseer dat dit is 'n konstante, oomblik vir oomblik realiteit in die hede. En ek kan dalk net hier noem, dit is nie soos wat sommige valse leraars beweer dat die vervulling van die Heilige Gees is 'n tweede genadewerk na jou redding, wat eenmalig gebeur soos 'n inenting en dan is dit klaar nie. Nee, die teenwoordige tyd hier van word vervul impliseer 'n konstante aksie elke oomblik van die dag. En dan die imperatiewe vorm van die werkwoord impliseer maar net, dis nie 'n feit wat gestel word nie, dis 'n opdrag wat gegee word in jou en my. Dis nie oop vir persoonlike oorweging nie, dis nie opsioneel vir jou en my as gelowiges nie. Dis 'n opdrag van die Here dat ons vervul moet word, moet wees deur die Heilige Gees. So as ek dit baie prakties kan stel, dit beteken dat jy en ek konstant elke oomblik van die dag met die ingesteldheid van nederige onderdanigheid onsself plaas onder die Heilige Gees wat ons inwoon permanent, met wie ons gedoop is, dat ons onsself onder sy beheer, onder sy invloed, onder sy leiding plaas om deur hom bemagtig te word vir 'n lewe wat God behaag. Die idee is van beheer en bemagtiging. En wanneer ons dit verstaan, verstaan ons wat die Bybel leer oor die vervulling met die Heilige Gees. Om jouself konstant onder sy beheer te plaas, sodat jy deur hom bemagtig kan word vir 'n lewe wat God behaag. Nou, hoe lyk so 'n lewe wat deur die Heilige Gees beheer word? Kom ons raak baie prakties. Efesiërs 5 vers 19. Paulus sê, moenie onder die beheer van drank wees, onder die invloed van drank nie, dit gaan uitvloei op losbandigheid. Wees onder die beheer, wees onder die invloed van die Heilige Gees, dit gaan uitloop op wat? Heel eerstens in die konteks hier, vreugdevolle aanbidding. Hy sê, word vervul deur die Gees, vers 19, terwyl julle onder mekaar psalms, lofgesange, geestelike liedere laat opklink, ja, van harte tot die Here sing en psalms sing. So eerste uitvloeisel van die vervulling van die Gees is vreugdevolle aanbidding. 'n Tweede uitvloeisel van die vervulling met die Heilige Gees is dankbare gebed. Kyk na vers 20. En God die Vader altyd oor alles in die naam van ons Here Jesus Christus dank. 'n Lewe van konstante dankbare gebed. 'n Derde uitvloeisel is nederige onderdanigheid. Kyk wat sê vers 21, wees onderdanig aan mekaar uit ontzag vir Christus. En dan gaan Paulus aan hier in Efesiërs om te beskryf hoe lyk daai onderdanigheid in die verskillende verhoudings binne die gemeente, die huweliksverhouding, dan die ouer-kind verhouding, dan die werkgewer-werknemer verhouding, slawe en eienaars. En so aan, is daar ander bewyse, ander uitvloeisels van die vervulling van die Heilige Gees? O ja, nog een is waarheid. 'n Diepe verligting vir die waarheid van God. Efesiërs 5 vers 9 sê vir ons die vrug van die lig, 'n beter vertaling is hier die vrug van die Gees, julle sal sien in die voetnotas in die 2020 sê dit, sommige manuskripte sê Gees, die vrug van die vervulling van die Gees bestaan immers uit alle goedheid, geregtigheid en waarheid. Soos Paulus, vir wie Ananias gesê het, hy sal vervuld wees met die Heilige Gees om die waarheid te verstaan, 'n diepe insig daarin te hê, sodat hy dit kon bedien as apostel aan die heidene.
Nog 'n uitvloeisel van die vervulling van die Heilige Gees is heiligheid van lewe. Ek meen as jy vol is van die Heilige Gees, gaan hy heilige begeertes in jou opwek om heilig te leef. Dit wil sê om nie toe te gee aan jou vleeslike drange, die begeertes van jou sondige natuur, jou menslikheid nie. Jy sal nie gekenmerk word deur daardie nie. Galasiërs 5 vers 19, die werke van die sondige natuur is algemeen bekend. Inteendeel, jou lewe sal anders wees. Dit sal gekenmerk word deur die vrug van die Gees, dit wat hy in sy volheid in jou produseer: liefde, blydskap, vrede, geduld, vriendelikheid, goedheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, daardie dinge. Lewe van heiligheid. Ek meen, hoeveel maal gereeld daagliks met my, hoeveel maal kry jy jouself dat jy op een of ander manier wil reageer in 'n situasie en dan dadelik, dit is asof jy daai sagte stemmetjie in jou hoor en hy stop jou. Né? Wanneer jy iemand wil verag, net omdat jy nie van hulle hou nie, omdat hulle nie dieselfde ras dalk as jy is nie, of omdat hulle iets in die verlede teen jou gedoen het, om hulle te verag, en dan keer die Heilige Gees jou. En jy onthou, die vrug van die Gees is liefde. Om jou naaste lief te hê soos jouself. Of wanneer jy met welis wil kyk na iemand van die teenoorgestelde geslag, en die Heilige Gees jou in daai oomblik herinner. Reinheid kenmerk die gelowige. En wat jy dan gestop word, nie soos Dawid wat gekyk het en weer gekyk het en toe die verkyker gaan haal het en toe vir Batseba laat kom het nie. Dat jy wegkyk en nie toelaat dat die versoeking oorgaan, vrug voortbring en sonde voortbring nie. Of net, hier is die algemene een, wat julle almal ken, die taxi. Ek hoef nie veel te sê nie, maar voordat jy die handgebare wys, voordat jy jouself uitspreek in frustrasie wat die Gees jou keer, en wat jy onthou die vrug van die Gees is, selfbeheersing. Nou ja, 'n lewe van heiligheid. Maar dis nie al nie, nog 'n uitvloeisel van die lewe vervuld met die Heilige Gees is gehoorsaamheid. Dink maar aan Lukas 4 vers 1 wat praat van Jesus Christus, wat sê na sy doop was hy vol van die Gees en het die Gees hom in die woestyn ingelei. Hy was gehoorsaam in daai oomblik aan die wil van die Vader deur die leiding van die Gees. Gehoorsaam, onderdanig. Diensbaarheid is nog 'n uitvloeisel van die vervulling van die Gees. Ons het nou gesien byvoorbeeld die diakens in Handelinge 6 vers 3. Hulle moes manne wees vol van die Heilige Gees, soos Stefanus, vol van die Heilige Gees om hulle onder die Gees se beheer te wees, bemagtig te wees vir dienswerk in die plaaslike gemeente se konteks, vir die opbou van die gemeente. En ons sal volgende week as die Here wil kyk na die geestelike gawes. Wat sê die Bybel daaroor? Maar diensbaarheid en dan helaas net nog 'n uitvloeisel van die vervulling van die Gees wat ek wil noem en wat ons duidelik sien konstant in Handelinge, hulle was vervul vir watter doel? Om kragtige getuies vir Jesus Christus te wees. En die uitlewing van die groot opdrag van Jesus, gaan maak disippels. Doop hulle, leer hulle. Geliefdes, hierdie is die primêre Bybelse bewyse van die vervulling van die Heilige Gees. Nie die spreek in tale soos wat daar verkeerdeliks geleer word nie. Die bewys van vervulling met die Gees is aanbidding, is gebed, is onderdanigheid, nederigheid, waarheid, heiligheid, gehoorsaamheid, diensbaarheid en effektiewe getuienis. Hierdie dinge is die bewys van die vervulling van die Gees en die dinge wat ons, wat vol is van die Gees, moet najaag ter wille van die eer van die Here. Kom ek sluit hierdie boodskap af met 'n illustrasie. Ek wil 'n storie vertel wat ek al van hierdie kansel af vertel het, maar wat net hierdie idee van die vervulling van die Gees, sy beheer, sy bemagtiging so mooi oordra. Die storie word vertel jare gelede uit die geweste uit waar ek vandaan kom, die Wes-Kaap, was daar 'n
'n Joodse man gewees. Dis nou in die tyd voor karre. Hy het met 'n perdekar gery so op die grondpad tussen die plase deur. En hy het op sy perdekar gehad 'n klomp kruideniersware en dan het hy by elke plaas se paadjie afgedraai na die plaashuis toe en hy het sy ware daar gesmous. Die plaasvroue het die spense mooi aangevul en so aan en dan is hy daar weg, weer op die groot pad en dan is hy af by die volgende plaaspad en die volgende plaaspad en so het hy vir jare aangegaan. En toe hierdie Jood nou te oud raak om verder sy ware te smous, toe verkoop hy die perd en die perdekar aan een van die plaasboere in die omgewing. En die plaasboer, as hy nou die dag ingery het dorp toe na die koöperasie toe, perdekar volgemaak het van alles wat hy nodig het en terugry plaas toe, dan het hierdie perd 'n neiging om by elke paadjie te wil afdraai. En dan moet die boer eers rem aansit en die perd trek en hom mooi begelei tot op die reguit pad. En dan kom hulle by die volgende afdraai paadjie en dan wil die perd weer en dan moet hy hom intrek. Jy sien, daai perdekar het nuwe eienaarskap. En so is dit met die gelowige. Ons was slawe van Satan en sonde, ons het geleef vir onsself en ons sondige begeertes, gedryf deur selfsug en selfverheffing. Maar wanneer ons gered is, dan inwoon die Heilige Gees ons permanent, deur wie ons gedoop is, van die oomblik van wedergeboorte. En hy is dan aan die stuur van ons lewens, en soos daai donkie, onder die beheer van die boer, het hy nie afgedraai op afdraaipaadjies nie. Die boer se leiding het hom bemagtig, kan ons sê, om op die reguit pad te bly, en so is dit ook met die gelowige. Onder die beheer van die Heilige Gees leer hy ons om die werke van die vlees dood te maak, nie af te draai op afdraaipaadjies nie, maar hy bemagtig ons tot die reguit pad van aanbidding en gebed en onderdanigheid en waarheid en heiligheid en gehoorsaamheid en diensbaarheid en effektiewe getuienis, as ons soos daai donkie onsself oomblik vir oomblik plaas onder sy beheer, sy bemagtiging. So in die lig van hierdie opdrag, geliefdes, verloon jouself opnuut elke dag. Neem jou kruis op om Jesus te volg. Plaas jouself konstant elke oomblik onder die beheer van die Heilige Gees om deur hom bemagtig te word tot 'n lewe wat God verheerlik. In terme van daai vraag wat gevra was aan my 3 weke terug, nee, dis nie inkonsekwent dat ons hom sing nie, want ons het, toe ons gedoop was by wedergeboorte met die volle persoon van die Heilige Gees wat ons kom inwoon het permanent onder die nuwe verbond, het ons die volle persoon van die Heilige Gees ontvang. Maar ons moet nog steeds elke dag onsself onder sy beheer en bemagtiging plaas om so met hom vol te wees, vervul te wees. En dit is dan die idee van die vervulling met die Heilige Gees wat die skrifte aan ons kommunikeer. Mag die Here ons bemagtig om dit te doen ter wille van sy eer. Amen. Kom ons sluit ons oë. Hemelse Vader, ere aan U vir U woord wat so prakties is. Ons dank U, Here, vir wat ons sover in hierdie reeks oor die werkinge van die Gees kon leer in terme van sy inwoning, sy doping en vandag die vervulling van die Heilige Gees. O Here, hoe verkeerd was meeste van ons nie geleer in ander kringe nie. Dankie Here dat die skrifte vandag vir ons meer sin kan maak deur die bediening van die Heilige Gees tot ons harte. En ek wil bid dat U hierdie waarhede sal inbrand op elkeen van ons, dat ons in terme van die openbaring van die woord kan dink in terme van die vervulling van die Heilige Gees, dat ons nie, Here, verward sal wees, beïnvloed sal word deur valse gedagtes oor die vervulling van die Gees nie, Here, maar dat ons onsself sal onderwerp in ons denke en in ons gesindhede, ons gedrag aan die leer van die woord. En Here, soos wat ons poog om met die instaatstelling van die Gees elke oomblik onsself onder sy beheer te plaas, sodat hy ons kan bemagtig
Van ons vra, Here, stel ons in staat tot 'n lewe van aanbidding, van gebed, van onderdanigheid en waarheid, van heiligheid en gehoorsaamheid, van diensbaarheid aan mekaar in die plaaslike kerk en om effektiewe getuies vir Jesus Christus te wees. Dit alles ter wille van U eer. Here, maak ons soos die Bereane, om na vanoggend terug te gaan na die skrifte toe, om die woord van God te gaan ondersoek, om te sien of hierdie dinge so is. En help ons ook verder, deur die werking van die Gees, om te weet hoe dit wat ons gehoor het vanoggend van toepassing is in die praktyk van ons alledaagse lewe. Dit vra ons in Jesus se naam. En Here, verheerlik U self en wees verheerlik, as ons nou hierdie erediens afsluit met die slotlied, die seënbede, en ook saam sy na die tyd. Amen. Gemeente, ek groet julle in die kosbare naam van ons Here God. Mag die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van die Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle elkeen wees. Vandag en die week wat voorlê, gaan verheerlik die Here deur lewens onder die beheer en bemagtiging van die Heilige Gees te leef en geniet die Here ten volle. Amen.